Goed, ons blaai na Numeri 13 toe en ons lees daar vanaf vers 16 tot en met vers 31. Die gedeelte handel oor toe Israel nou uitgetrek het uit Egipte en op 'n stadium toe Moses opdrag van die Here gekry om 12 verspieders uit te stuur, 12 verkenners uit te stuur om die land Kanaan te gaan bespied, wat alles daar aangaan. En hierdie gedeelte handel nou daaroor. Van vers 16 af lees ons, dit is die name van die manne wat Moses gestuur het om die land te verken. En Moses het Hosea, die seun van Nun, Josua genoem, en Moses het hulle gestuur om die land Kanaan te verken en vir hulle gesê, trek hier in die suidland op en beklim die gebergte en bekyk die land hoe dit is en die volk wat daarin woon, of dit sterk of swak, of dit min of baie is, en hoe die land is waar hulle in woon, of dit goed of sleg is, en of die stede waarin hulle woon, laars of vestings het. Ook hoe die land is, of dit ver, of dit vet of skraal is, of daar bome in is of nie, en wees dapper en bring van die vrugte van die land saam. Dit was toe die tyd van die eerste druiwe. En hulle het opgetrek in die land verken, van die woestyn Sin af tot by Rehob, na die ingang van Hamat. Hulle het in die suidland opgetrek en tot by Hebron gekom, en daar was Ahiman, Sesai en Talmai, die kinders van die Enakite, en Hebron is 7 jaar voor Soan in Egipte gebou. Daarop het hulle tot by die dal Eskol gekom, en daar 'n rank met 1 tros druiwe afgesny, en 2 het dit aan 'n draagstok gedra, ook van die granate en van die vye. Die plek het hulle die dal Eskol genoem, vanweë die tros wat die kinders van Israel daar afgesny het. En na verloop van 40 dae het hulle teruggekom van die land te verken. En hulle het weggegaan en by Moses en Aaron en die hele vergadering van die kinders van Israel gekom, die woestyn Paran in Kades, en aan hulle berig gebring, en aan die hele vergadering en aan hulle die vrugte van die land laat sien. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarin u ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk, en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakite gesien. Die Amalekite woon in die suidland, maar die Hethiete en die Jebusiete en die Amorite woon in die gebergte, en die Kanaaniete woon by die see en aan die kant van Jordaan. Toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken is 'n land wat sy inwoners verteer. En al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig, en ons was so sprinkane in ons oë, was ons ook in hulle oë. Nou lê die jaar vir ons voor, en baie mense het al klaar 'n paar reuse gesien, né? Want ons bring hulle van laas jaar af saam, en ons luister na wat mense sê, en wat mense sê, het baie keer 'n invloed op ons, oor hoe ons 'n jaar ingaan, of hoe ons 'n ding gaan benader, en beïnvloed ons groepsdruk, wat baie keer plaasvind, en hier het dit ook gebeur. Ons gaan nie vanmôre oor hierdie spesifieke reuse praat nie, maar ons gaan verder gesels oor wat ons laasweek oor begin gesels het, naamlik die effek, die impak wat keuses het op 'n mens se lewe. En ons het laasweek na 'n paar voorbeelde gekyk, soos onder andere daar wat Jakob en Esau se geval, ons het gekyk na Josua, en ons kyk na selfs Adam en Eva se keuses. En hier 'n klompie mense in die Bybel wat keuses gemaak het wat goed was, ander wat slegte keuses gemaak het. En dat by geleenthede die Here ook die volk uitgedaag het, soos by Josua en soos by Elia, om 'n keuse te maak vir die lig of die duisternis. Want uiteindelik kom alle keuses daarop neer, dat dit 'n keuse is tussen lig en duisternis, tussen reg en verkeerd, tussen dit wat van die Here af is en dit wat nie van die Here af is. En mense sien dit nie altyd so nie. Op môre wil ek met julle gesels oor 4 keuses wat jou en my by 'n keerpunt gaan bring. Keuses wat belangrik is, wat tot jou keerpunt gaan lei. Dis belangrik. So,
Daar in Numeri 13 vers 30 en 31 het ons gelees, toe het Caleb die volk stilgemaak oor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en het in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. En net die volgende asem, dan antwoord die volk, die manne wat saam opgetrek het en sê, ons kan nie teen die volk optrek, want hulle sterker is ons. En hier word die hele volk voor 'n keuse gelaat. En waar eindig hulle? By Josua se keuse of by die ander 10 se keuse? Hulle eindig by die 10ste keuse. En wat gebeur volgende? Hulle swerf vir jare in die woestyn. En die Here neem hom voor dat mense wat in ongeloof nie wou luister, nie wou reg gekies het nie, dat hulle in die woestyn sou sterwe. Dit het gebeur. Net Josua en Caleb en hulle geslag en wat jonger is, hulle het uiteindelik in die land Kanaan ingegaan. Ons sit baie keer met hierdie ding van, ek het 'n keuse om iets te doen. Ek weet wat om te doen. En ek het my hoeveel keer voorgeneem om 'n sekere ding te doen. Maar ek kom ons by 'n punt, dit kan nie. Ek kry dit nie reg nie. En dit is baie keer nie 'n geval van ek kan nie. Dis ek wil nie. Want alles, het die Here gesê, is moontlik by die Here. Hoe gaan ons die Here hierdie jaar vertrou vir die onmoontlike, wat jy dalk tot op dusver gesien het en geag het as onmoontlik in my lewe? Of dit nou jou liggaam is, of dit jou sielsdimensie is, een of ander seer het jy ergens, of selfs in jou gees. Dat jy al miskien hoeveel keer geval het, en op 'n punt is sê, ek gaan nou nooit aankarring. Ek het al te ver gedwaal. Dan sê die Here vir ons, die geknakte riet sal hy nie verbreek. Die rokende, dowwe lampe sal hy nie uitdoen. Maar as ons gereed om die Here te vertrou vir die regte keuse, om te vertrou vir die onmoontlike, om daardie reus in jou en my lewe uiteindelik te verslaan en te begrawe. En dit is wat die Here vir ons in gedagte het. En jy weet vanmôre, wat is die reus in jou lewe? En gedagte dat ons môre oor gaan gesels, gaan hopelik trou die Here by jou reus ook uitkom. Met iets raak sien ook. Iemand enig gesê die volgende aanhaling, you know, you have the I can do it attitude when you can look at your worst case scenario and yet you can still say I can do it. En Caleb het selfs op 90 jaar het hy vir die Here gesê I can do it. Die Here vir Moses opdrag gegee om die land te verdeel, toe wat sê Caleb? Hy sê nie vir Josua, soek 'n aftreeplekkie daarna by die see nie. Ek soek 'n plekkie daar ergens in die koelte, daar ergens in die berge nie. Hy sê, geef my die berge. En dit was nie sommer net gewees, omdat hy versot was op die view nie. Die uitsig wat hy sou hê, op die berg gebly het nie. Weet jy, wat het in die berg aangegaan? Die Enakite, die reuse het in die berge gebly. En Caleb sê, geef my die berge. Ek is lus vir daai klomp. Want hy het nie vergeet wat 40 jaar terug gebeur het, toe die res van die klomp gesê het, ons kan hulle nie oorwin nie. Hulle is te groot in ons oë. Hy het sy lus vir die reuse nie verloor nie. Geef my die berge. I can do it. Hoekom? Want ek weet, met my God spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek reuse storm. Ons wil wegkruip, ons wil verskonend lewe. Nog so 'n aanhalingkie wat vir my mooi was, het ek ergens gelees, hy sê, when you think you can, it will propel you to do what you think you can. If you don't think you can, chances are you never will. If you don't think you can have revival, you more than likely never will. If you don't think you can have victory, it's unlikely you ever will. If you think you will never be set free, chances are you will always be bound. But if you ever get the I think I can attitude, you will be propelled into that which you think you can. The I think I can attitude will cause you to try even though reasoning and circumstances say it's not possible. Want jy dink moet in oorleg wees, in ooreenstemming wees met wat God sê. En as dit ooreenstem met wat God gesê het, en ek bedink dit, dan is jy naby jou deurbraak. Dan is jy naby jou keerpunt. Gaan ons 2026 die Here vertrou vir die onmoontlike, daardie reuse in ons lewens wat het ons elke keer konfronteer, en wat elke keer voor ons staan,
En ons baie keer koggel, wanneer ons weer voor hulle geval het, wanneer ons weer eens 'n hou toegedien het. Dat op hierdie stadium dalk vir jou te groot lyk, die neerlaag is te veel en ek het dalk opgegee. Jou en my keuses gaan bepalend wees. Markus 9 vers 23 en 24 sê Jesus die volgende: wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo, Here, kom my ongeloof tot hulp. En dit is ons baie keer maar vir die Here moet sê, maar Here, ek kies om te glo. Want Here, U het gesê, alles is moontlik vir die wat glo. Faith is an amazing word. By faith, by complete trust, with strong conviction, we make choices in life. It is by faith that we live our lives that we believe, that we trust in, and that we have loyalty to an invisible God. Jesus, wie gaan jy glo? Wie gaan jy vertrou? Gaan jy na jouself kyk? Gaan jy na die reëse kyk? Gaan jy na die Here kyk? Maak jou keuses daarvolgens. Jou optrede gaan sê, wie het jy geglo? Wat ons glo, kom dikwels na vore in ons taal. Die manier wat ons praat. Ons praat uit ons vertroue. Ons praat uit ons verwagting. Ons praat uit ons geloof. Die Afrikaanse spreekwoord sê ons, wat die hart van voor is op die mond van hoor. En ons hoor dit by kinders van die Here. Die wanhoop wat baie keer uitkom wanneer hulle praat. Gaan kyk maar na die gesprekke wat ons voer oor die algemeen. Wanneer ons nou so oor allerlei goeders gesels, hoeveel daarvan is positief en hoeveel daarvan is negatief? Hoeveel daarvan is geloofsuitsprake en hoeveel van hulle is doemuitsprake? Dan kyk bietjie, luister bietjie mooi. Daar's altyd, wanneer jy luister na kinders van die Here, dan sal iemand iets goeds noem en sê, maar. Kom ons wees eerlik, dit gebeur te veel. Ons het net, maar altyd daardie twee keuses. En ek dink baie huise ken hierdie prentjie daar op die linkerkant, né? Waar die ouer huise. En daar is nie meer aard wat in die huis hoort nie. Dit word ergens daar in 'n kus geberg. Maar dis daai wat hulle uitgebeeld het van die breë weg en die smal weg, né? Daar kan jy sien, as jy nou mooi kyk, hulle gee, daar is die breë weg en hier is die smal weg. En dis 'n skildery wat jare terug al geskilder is, wat die waarheid van Matteus 7 vers 13 en 14 vir ons uitbeeld, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad tot na die verderf, en daar is baie wat daar ingaan, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Hoekom vind mense dit nie? Want hulle maak nie regte keuses nie. Hulle kies die breë weg, want dit is die lekker pad. Hulle kies die gemaklikheid, in plaas van die opofferings, die toewyding aan die Here. Die 4 gedagtes wat ek vanmôre met u wil deel. Keuses wat jy en ek van seker moet maak in hierdie jaar, is die volgende. Die eerste keuse wat jy vanmôre alreeds moet maak, so gou as moontlik. Jou keuse om seker te maak dat jou saak met God reg is. Jy kan kies om aan te gaan hierdie jaar, soos jy laas jaar deurgegaan het en afgesluit het, in onsekerheid. In 'n vaal hoop, of ons sal maar sien. Jy het 'n keuse, of jy hierdie jaar jou jaar van sekerheid wil maak, dat dit jou keerpunt gaan wees, waar ek nie langer wil wonder, en hoop, en dink, en al daai dinge wat saamgaan nie, in plaas van om te weet, dat my saak met God reg. Wat sê die woord vir ons? In 1 Johannes 5 vers 13. Daar skryf Johannes en sê, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Dit wat die Here vir ons in sy woord geskryf het, as dit nie genoeg is om vir jou sekerheid te gee nie, sal niks anders vir jou sekerheid gee.
En tog gaan soek mense vandag hulle sekerheid in dit wat hulle doen vir die Here, in plaas van wie ek is voor die Here, wat hy my gemaak het deur genade en barmhartigheid. Ek kan nie my sekerheid gaan soek in enigiets wat menslik is, wat aards is, wat verganklik is, wat oordraagbaar is nie. Ons kan nie. Die feit dat jy dalk in hierdie kerk groot geword het, die feit dat jy in 'n kerk groot geword het, en jy het groot geword saam met jou paal wat 'n goeie keuse gemaak het, beteken nie dat jou keuse by hulle sin ingesluit is. Ons moet ons eie keuses maak. En ons moet seker maak hierdie jaar, as jy wil maksimum vrugbaarheid bereik vir die Here, of 'n groter toename van bereikbaarheid vir die Here. As jy werklik 'n verskil wil maak hierdie jaar, werklik sin wil vind, werklik hierdie jaar tot eer van die Here wil lewe, dan moet ons in die eerste plek seker maak my saak met God is reg. Ek weet aan wie ek behoort, soos Paulus sê in 1 Timoteus 1 vers 12. Ek weet aan wie ek behoort en ek is oortuig. Dis die vraag wat ek vanmôre wil vra. Weet jy aan wie jy behoort? Is jy oortuig in jou hart dat jy kind van God is deur wedergeboorte? En geen ander rede nie. Want daar is geen ander rede en geen ander bewys dat jy kind van God is as dat jy weergebore is. En geen hoeveelheid van water kan vir jou wedergeboorte gee nie. Geen hoeveelheid van water kan jou sondes afwas. Jy moes by die Here gebuig. Jy moes by hom verbygekom het om sekerheid te kry. Ek kan dit nie vir jou gee nie. Niemand kan dit vir jou gee nie. Net die woord van God. Dit wat Jesus gesê het en gedoen het, kan vir jou sekerheid gee. Op 'n stadium praat Paulus en hy getuig kragtig daarvoor Festus en voor koning Agrippa. Hy lewer sy getuienis. En hy lewer sy getuienis op 'n kragtige wyse dat Agrippa onder oortuiging kom. En Agrippa sê vir hom op 'n stadium, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. En hoe verkeerd het ons dit al gesien in hierdie byeenkomste, in hierdie gemeente en op talle ander plekke, dat mense so naby kom. Hulle word emosioneel partykeer opgesweep, hulle word partykeer onder sterk oortuiging gebring, dat hulle weet ek moet vanmôre kies, dan stap hulle nog steeds daar. Jy het my byna beweeg om 'n Christen te word. Jy het my byna beweeg om my hart vir die Here te gee. Jy het my byna beweeg om vandag gered te word. Dit is nie genoeg nie. Van byna is nie daar nie. Dis baie. Die woordjie byna beteken baie na. Jy het baie naby gekom. En baie mense gaan eendag voor die Here staan en ontdek ek het baie naby gekom. En weet jy wat is my ervaring, en ek sê dit vanmôre nie ligtelik nie. Ek sê dit met groot erns in my hart. Elke keer wat jy baie naby kom en jy sê nee, jy kies nee, dan word die volgende keer moeilik. Ek moet u waarsku. Nie om u bang te maak. Dis die realiteit met enige keuse, nie net hierdie grootste en mees gewigtigste keuse in jou lewe. Dis eintlik met elke keuse so. As jy kies en jy kies verkeerd, of jy stel uit om te kies, dan raak dit al hoe moeiliker. So moenie vanmôre met daardie gesindheid hier uitstap nie. Jy het my byna beweeg om 'n keuse vir die Here te maak. Jy maak seker vandag. Ons lees van 'n amper soortgelyke geval van Matteus 19 vers 22 tot 26 van die ryk jongman. En toe Jesus met hom praat, maar toe die jongman die woord hoor, toe Jesus hom sê, as jy my wil volg, raak ontslaaf van alles. Koop alles en volg my. Toe hy die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Iemand het hy gekies. Besittings, Jesus. En ons kan baie keer keuses maak tussen Jesus en my loopbaan. Jesus en 'n verhouding. Jesus en die wêreld. Jesus en status. Jesus en geld. Besittings. Hierdie man, toe hy dit hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Hy het bedroef weggegaan, want hy het gekies.
Toe sy disippels dit hoor, was hulle baie verslaan en sê, nou wie kan dan nou gered word? Here, nou maak jy dit dan moeilik. Wat sê Jesus? By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Jou redding lyk dan vanmôre vir jou na saak van onmoontlikheid, want wat gaan ek nou doen met my situasie? Wat gaan ek nou doen met my keuses wat ek tot dusver gemaak het? Vertrou die Here daarvoor. Alle dinge is moontlik. Weet ons is geneig, en ek kom dit al hoe meer agter in kerke. Ek kom dit agter met ouens wat preek oor hierdie ernstige saak, dat dit word deesdae vir mense al hoe makliker gemaak om die Here te kies. Dis deesdae net 'n hand opsteek en dan is jy daar. Ek is nog van die mening dat mense dit vir ons moet moeilik maak. Dat mense moet besef wat dit gaan kos. Wat dit beteken om te kies tussen die Here en jouself of watter ander ding ook al. Wat die implikasie daarvan is, want jy kan dit nie halfhartig doen. Jy kan nie op twee gedagtes gaan bly hink en bly lewe nie. Jy gaan ergens afvoeter. En dan kan mense dit partykeer vir my. Jy maak dit nou so moeilik vir mense om gered te word, sê, so be it, maar kies reg en die Here sal sorg vir die res. Ek kan nie vir jou sê, hoor hierso, jy moet maar net kom soos jy is en die Here vertrou, nooi met in jou hartjie in en dan is jy 'n kind van liewe Jesus en God. Ek kan nie sulke taal gebruik nie want dit is nie van die Bybel nie. Deesdae word die woord bekering nie meer gehoor is. Mense kom na die Here toe, hulle neem hom aan as saligmaker en verlosser en hulle weet nie wat dit beteken nie. Hulle gaan nog net aan met hulle sondige lewe, verander nie. Daar's geen sprake van bekeringsverplaasing. En dis 'n keuse wat ons moet maak vandag. Want as ek kies vir die lig, gaan die Here jou verseker nie in die duisternis los om voort te gaan met die werke van die duisternis. Want jy kies tussen lig en duisternis. Hy haal my uit. Ek is aan Kolossense 1 wat hy sê, hy het ons oorgebring uit die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van sy lig. Dan val dinge af. En dit het ek baie keer gesien, ook in my eie lewe en in baie mense se lewens, die dag wanneer jy kies. Jy sê vir die Here ja, dan vind die bekerings daarvan af vanselfsprekend aan beklaar. Begin af te val. Jy kom agter, hierdie goed hoort nie daar nie, en ek raak ontslaaf van dit. Daar's te veel mense vandag wat gekies het, maar daar het nog niks afgeval na die jare nie. Daar het nog niks verander nie. Is dit redding? Wat so lyk? Lyk wedergeboorte deesdae so? Maar in die tweede plek het 'n keuse om nie terug te kyk nie. As jy nou gekies het, as jy gekies het vir die Here, en of dit nou vanmôre is, en of dit nou in hierdie week is, en of dit nou al 'n geruime tydjie terug is, as jy gekies het vir die Here, om hom te volg en om hom aan te neem, om hom te aanvaar wat hy in die kruis vir jou gedoen het, as jy gekies het, dan het jy 'n keuse of jy gaan terugkyk of nie. Jou keuse om nie terug te kyk nie. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Jy het geen reg om weer te gaan krap in die verlede wat Jesus met sy bloed bedek het. Ek en jy het geen rede om ooit weer terug te gaan en te gaan wonder of ek vergewe is. Want as ek sê ek vertrou die Here dat hy my sonde vergewe het, dan het hy het uitgedelg en dit tot niet gemaak asof dit nog nooit bestaan het. Dan kyk ek nie terug nie. Begin van die jaar het die Here vir my hierdie woord ook gegee in Jesaja 43 vers 18 en 19. Hy sê dink nie aan die vorige dinge nie. En slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Ja, ek het ook dinge wat ek moet agterlos. Mens het gedurig deur elkeen van ons het daagliks dinge wat 'n mens moet agterlos. En dit beteken nie dat noodwendig altyd dat 'n sonde is en dit is net simpel keuses en verskillende simpel optredes en dinge wat mense doen. En die Here sê, sit dit agter. Vergeet dit. Kyk vorentoe.
Hoe lank 'n mens ook al in die verlede wil lewe en wil terugdink daaraan, jy gaan nêrens kom nie. Gevra maar vir Lot se vrou, sy staan nou nog onder. Die Here vir ons sê, vergeet dit agter is. Maak jy los van dit wat agter is. Dan sê dit met 'n rede, want as die Here vir ons losgemaak, as die Here ons vergewe het, dan moet ek weggaan sonder bagasie. Dan moet ek sonder laste wegstap. Anders het hy dit nie gedoen nie. Anders het ek hom nie vertrou nie. Want hy doen 'n volkome werk. Filippense 3 vers 14. Daar sê Paulus maar een ding. Ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my dit wat voor is en dat ek die hoë roeping kan bereik. Jaag daarna. Dus ek het dit gelees ook nie, maar ek het 'n stukkie gedeel ook oor Nuwejaarsdag op die groep terwyl ek nog op vakansie was. Oor hierdie gedagte, maar een ding is, Paulus sê maar een ding, ek vergeet die ding wat agter is. As jy mooi gekyk het, is dit net 3 goeders, né? Wat hy sê, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na dit wat voor is, en ek jaag na die doel. Hoe klink dit? Is dit 1 of 3? Dis 3 goeders. Maar Paulus sê maar een ding. En dit wat hy daarvan af noem, is eintlik 3 goeders. Hoe werk dit? Jy kan nie vergeet as jy nie ook 'n keuse maak wat van die pad nou verder vorentoe. Die taal wat Paulus gebruik in daardie vers is, hy sê ek vergeet, ek strek my uit, ek jaag na. Word op 'n manier geskryf in die Grieks wat dit eintlik as een gelees moet word. Al die oomblik wat ek vergeet, al vergetende, strek ek my uit, jaag ek na die volgende plek. Aan die ander woorde, daai vergeet beteken ek het begin, ek het vergeet, ek sny af. En van daar af moet ek daai selfde vergeet bly toepas. En soos dit ek vergeet en dit toepas, moet ek gedraai op my rug op dit wat verkeerd is, dit wat agter my lê, sodat ek kan aangaan. Jy kan nie oor jou skouer loer die hele tyd terwyl jy jaag na iets nie, jy gaan val. Jy het al getraai. Hardloop iemand weg en bly omkyk. Daar sal 'n video van jou maak en hy sal goed veld wen. Jy gaan ergens vir jou vasloop teen iets. Dink jy die Here het verniet vir ons gesê daar op 'n stadium ook, hy sê wie sy hand in die ploeg slaan en agter te kyk is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Gaan kyk man. Ek het nog nie gedoen nie, maar ek het die les geleer. As 'n boer op sy trekker klim en hy begin te ploeg. Daai tyd het hulle nie trekkers gehad nie. Hier staan sy trekkers het GPS in. Jy druk knoppies. Ek het gesien hoe hierdie goeders werk. Jy druk knoppies en jy sit agteroor en daai trekker ry. En hy hou koers. En soos jy hom ingestel het, so ploeg hy. So in vandag se terme werk hierdie storie, wie se hand in die ploeg slaan, nie so lekker nie. Maar in daai tyd het die ouens met agter 'n os het hulle met 'n skaar geloop. En wat het hulle gedoen? Waar het hulle gekyk as hulle geploeg het? Ja. Dis nie hoe hulle geploeg het. Hy het sy oë op hierdie os hier voor hom of perd of wat hy ook al gebruik het hier voorgaan. En hy het 'n plek gehad waar hy gefokus het. En dan het hy daardie os beheer en dan terselfdertyd moes hy die ploeg ook beheer. Skaar ook beheer om in daardie koers na rigting te hou. En as hy sy eerste ene geslaan het en hy's reguit. En hy draai om, dan het hy eerste ene wat reguit het hy as 'n guy wat hy kan volg. En daar's my 'n mooi geestelike les op dit. Maar as ek en jy ons eerste strepe verkeerd trek in hierdie jaar. En ons maak verkeerde keuses al vroeg in die jaar. Dan gaan dit 'n invloed hê. Dit gaan ons guide dalk wees en dit gaan maak dat die res van ons jaar ook so gaan lyk. Kies reg om nie terug te kyk nie. Ek vergeet nou wat agter is. Your memories, het iemand gesê, can be your friend or your enemy. Foute, mislukkings, sonde, lelike dinge, onaangename dinge. Dis agterlos.
die gruwe, die bitterheid, die gesindheid wat ons baie keer met ons aandra, die fyngevoeligheid, die verskille wat ons onder mekaar het, wat baie keer geskille word. Onnodig. Kleinlikhede. Ek noem sommer nonsens. Moet 'n mens laat staan. Vandag wil ek met jou saam te vat in die nuwe jaar. Dit moet jou saam te vat as jy gekies het, Here, ek wil reguit stap, ek wil in die lig wandel. Dit pas nie. Die derde ding, keuse wat jy moet maak. Die keuse om reg te kies, seker te maak. Die keuse wat jy gaan maak of jy dinge wil saam met jou vat, wil terugkyk, of ek gaan vorentoe kyk. Die derde ding is jou keuse of jy wil vry leef of nie. Wat beteken dit? Baie kinders van die Here kan getuig van 'n dag wat hulle gered het. Kan getuig van 'n dag wat hulle lewens verander het. Maar hulle leef nie vry nie. Daar's nog dinge wat hulle bind. Daar's nog dinge wat hulle terughou. Daar's nog dinge wat in hulle pad staan. Daar's nog dinge wat hulle mee moet breek. Daar's nog dinge wat hulle moet trotseer en voor die Here moet aanvaar, wat sy uitspraak is die finale uitspraak. Dit het nog nie by daai besluit gekom nie, maar jy het 'n keuse of jy gaan vry leef of nie. Want ek kom dit net te veel agter, soveel kinders van die Here wat nog onder veroordeling leef. Dis 'n gewete hulle pla, ondanks die feit dat die Here ons vergewe het. Sukkel hulle om te vergeet. Sukkel hulle om onder daardie wolk van veroordeling uit te kom. Dit is baie keer selfveroordeling. Baie keer aanklagte van die duiwel. Dit is baie keer ander mense wat ons herinner. Maar die Here bring nie veroordeling in as hy klaar met jou sonde gehandel het. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En daai term in Christus beteken wat gered is, wat waaragtig seker is, wat waaragtig gered is. Vir iemand wat nie gered is nie, is daar nog steeds veroordeling, hoor my. Ek praat hier met kinders van die Here. Paulus sê, die wat in Christus is, geen veroordeling. Ons kan nie verwag as ons hierdie jaar 'n keuse maak vir die Here. Here, ek wil voluit lewe vir U. Maar daar's dinge wat jy nie wil in lig bring nie. Daar's dinge wat jy nie wil erken nie. Daar's dinge wat jy nie meer wil klaarmaak nie. En dink dit gaan met jou goed gaan. Nee. Spreuke 28 vers 13 is duidelik wat dit betref. So 'n bietjie agter. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Wat beteken daai woord, hy wat sy oortredinge bedek? Dis wanneer mense hulle dinge wat hulle doen, wat verkeerd doen, wegsteek, afmaak as nie so erg nie. So sugarcoat. Dit te probeer afmaak as nie so erg nie. Dis my oortuiging, wat mense baie keer sê. Ek lees die Bybel anders as jy. Dis wat ek ook al ek mense vir jou sê. My Bybel sê nie dit vir my nie. Nou, watter Bybel gebruik jy? Jehovah Getuies of wie se gebruik jy nou? Want my Bybel sê dit is so, dan kom mense met my Bybel sê nie so. Dan moet jy partykeer van dan bring my jou verklaring. Bring my jou vertaling dat ek dit kan sien. Jy mens lees partykeer die Bybel volgens jou eie oortuigings eers. Ek het klaar my mind opgemaak. Ek gaan my nie laat vertel dis verkeerd nie. En dan daai gerieflike skandalige skrywergat wat mense baie keer gebruik. En hulle kry regverdiging by ander kinders van die Here. Wat dit ook doen. Baie ou sê hy is 'n groot Christen. Ek ken hom as 'n groot Christen, maar hy doen dit ook. En die ergste van alles is, man, my dominee vat dit saam met my. Dis 'n skande. Die Here vir ons sê, wie hulle, deur wie die struikelblokke kom. Ek is so versigtig vir dit. En hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand.
Ek en jy kan vry lewe, want ons is volkome verlos, ons is volkome vergewe, ons is volkome begenadig, ons is geregverdig. Ons het net ook gesing in daai liedjie, hy is my geregtigheid. Ek staan volmaak in hom. Maar as ek na myself kyk en ek sien al die dinge wat ek nou verkeerd doen en sê, nee, ek is ver van volmaak, dan sit geld nie verby nie. Hoe werk dit nou? In my gees, my diepste menswees, waar ek met God verhouding beleef, daar staan ek volmaak voor die Here. My gees word by wedergeboorte so volmaak herstel, dat God niks verder daarin kan en hoef te doen. Dan volmaak voor hom. Maar in my siel is 'n mens, dan nog foute, dan nog sonde, wat ek moet aflê in die proses van heiligmaking, maar ek het 'n keuse of ek dit wil doen of nie. Die pad van heiligmaking is 'n keuse. Dink aan in 1 Tessalonisense 4, vers 7 wat hy sê, want God het ons tot heiligmaking geroep. En wie dit verwerp nie 'n mens nie, maar God. Iemand wat sê ek is 'n kind van God, maar jy weerstaan en verwerp heiligmaking, jy kies teen die Here. Dis eenvoudig so. Die rede waarom baie kinders van God nooit iets vir die koninkryk kan doen nie, traag, sonder ywer is, verskonend is, geen vrymoedigheid het nie, in ongeloof is, vrees, is veroordeling. Aanvaar vanmôre wat die Here vir jou gesê het, van daai keuse, die Here het gesê, geen veroordeling. Here, ek gaan vry hier wegstap. Ek vat dit. Jou keuse of jy wil vergewe of nie, om bepaal of jy onder selfveroordeling gaan bly, of ek gebonde gaan wees of nie. En kom ons is eerlik vanmôre, en ek dink meeste van ons wat vanmôre hier sit, maak nie saak hoe lank jy al 'n kind van die Here is nie, waar jy jou bevind nie. Daar's iemand, by meeste van ons, ek sou so ver gaan om te sê by almal van ons, dis alhoewel ek dink dat ons steeds naby wees, maar ek dink meeste van ons, die oomblik mens praat van vergewensgesindheid of onvergewensgesindheid, of dat daar iemand is teen wie jy een of ander verskil het, wat ek al, dan kom maar iemand se naam by jou op. Dit vat nie lank of jy dink aan iemand. En dit kan selfs iemand wees wat al dood is. Maar baie kinders van die Here leef met grudges en met houdings en gesindhede teenoor ander mense, wat hulle nog nooit vergewe het. Ons verdra hulle, so sê ons, maar ons wil nie vergewe nie. Ons vergewe, maar ons sê sommer baie by, eintlik ook daarby, ek sê vergewe, maar ek gaan nie vergeet nie. Ek sê vergewe, maar ek gaan nie staan om jou om die vuur sit nie. Dit vergifnis. Die dag toe Jesus my en jou vergewe het hy gekies om ten spyte van wat ons aan hom gedoen het, saam met jou en my om die vuur te sit. Saam met jou en my te wandel. Ek sê nie, jy moet die oomblik wat jy iemand vergewe is, om sê, hoe van nou is ons sommer chommies nie, huisvriende nie, dit gaan nie sommer gebeur nie. Dis 'n proses. Dit begin by 'n keuse. En as dit sou gebeur dat jy nooit vriende sou word nie, dan beteken dit nie, ek het nie vergewe nie. Jy sal weet nie waar. Wat dit werklik gedoen het. Jy vergewe het soos dit Jesus dit doen. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teenoor die ander, een of ander klag het. Ek weet kyk wat die regte plek is. Ek dink ek het hierdie woord. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Hoe het hy jou en my vergewe? Ons dink 'n bietjie mooi daarop. Hoe het die Here jou vergewe? Alles? Volmaak? Sal jy ooit weer aan dink? Sal jy ooit weer gaan uitgrawe? Ook hoe jy die sloot uit? Sal jy ooit weer 'n argument inbring? Wat is die voorwaarde vir sy vergifnis? Daar was nie voorwaarde. Hy het net gesê, kies. My gaan glo of nie. Want in die kruis het hy dit reeds gedoen. Jy het 'n keuse of jy gaan glo of nie. Ons sit in onvergifnis baie keer voorwaarde.
Ek sê vergewe, maar waaragtig as jy dit nou weer 'n keer doen. Dan maak ons sommetjies ook, soos ons laas jaar oor gepraat het, né? Op vergifnis. Jy het gesê 70 maal 7, nee, ek dink jy's nou by 490. Nee. Nee. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God in Christus julle vergewe het. Laat ons mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liewer om nie 'n broeder of 'n suster of enigiemand 'n hindernis of 'n struikelblok in die weg te lê nie. Hoekom is dit so moeilik vir mense om te vergewe? Ek moet daaroor gedink. Hoekom is dit so moeilik vir mense om te vergewe? En ek is in my gemoed oortuig dat mense wat nie God se vergifnis smaak en verstaan nie, dit altyd moeilik sal vind om iemand anders te vergewe. Maar as jy die dag weet en besef dat God se vergifnis wat my betref onverdiend was, volkome was, dan word dit maklik om te vergewe. Ons verloor uit die oog wat vergifnis vir my behels het, en daarom maak ons dit 'n issue wanneer dit by ander mense kom. En dink mooi en besluit, maak jou keuse. Jy wil vry leef of nie. Want as jy nie gaan vergewe nie, dan bind jy jou aan daardie persoon se oortreding. Gaan weet jy. Solank as jy iemand se oortreding teenoor jou nie wil vergewe nie, maak jy jouself vas aan daai oortreding van daardie persoon. En jy dra dit saam met jou saam. Dus iemand gesê, jy drink gif en ek dink daai ou gaan doodgaan. Vergifnis het met vryheid te doen. Vergifnis het met losmaking te doen wat jouself betref. As jy dit nie doen nie, maak jy jouself vas aan daardie insident, aan daardie persoon, aan daardie oortreding. Maak jou los. Dit bring my by die laaste enetjie, jou keuse. Here, ek wil hierdie jaar verander. Is dit 'n fair keuse? Ek is happy soos ek is. Hoekom moet ek verander? Mense moet my aanvaar soos ek is. Hoe moet ek verander? Is dit ons gesindheid? Is dit hoe 'n mens behoort op te tree? Jy het van my glo, maar mense, is iemand hierdie ding wat mense oor praat, sê nou doen my nou wys my nou, sê my nou, waar moet ek nou verander? Ek weet nie. Miskien sommer daai attitude. Dan dink ek hoef nie te verander nie. Dis 'n verkeerde attitude. Want iemand wat sê ek hoef nie te verander nie. Wat sê hy eintlik? Kom wees eerlik. Ek is volmaak. Julle moet soos ek. Ek het niks meer nodig nie. Ek het gearriveer in my geestelike lewe. Ek is op daardie plek wat ek geen sonde meer doen nie. Geen foute meer maak nie. Hoe klink dit? Is daar nog so iemand hier in die gehoor? Behalwe dit is een van ons. Een van ons. Almal nodig om te verander. Om meer en meer soos Jesus te word. Een van ons kan eers 'n persentasie daarin heg wat ek eendag by iemand gehoor het. En iemand het eendag dit kwyt geraak. Ek kon nie dit glo nie. Dat hy glo hy is in sy geestelike lewe al so 70% soos Jesus. Ek het hom op my rug geval. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, om nee te sê. 'n Keuse. Genade gee my nie 'n vrypas om te sondig nie. Genade sit my elke dag voor keuses. Sodat ek kan vry lewe, sodat ek kan verander. Word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dink anders. Daai woordjie gemoed beteken mind. Dink anders, besluit anders, ander voornemens, ander keuses.
Bring dit in lyn met die woord van die Here. En dan vind die verandering plaas in jou lewe. Keuses bring 'n mens nie net altyd by een groot keerpunt nie. Regte keuses, veral op die pad van heiligmaking, op die pad van verandering, transformasie, om meer soos die Here te word, bring dit by amper daagliks by keerpunt. Paulus het gesê ook, daarom gee ons nie moed op nie. Want al vergaan ons uiterlike mens, ook nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Julle moet toeneem. Julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus Christus. Klink dit soos, jy is nou gered, wees nou maar net stil, dra vir jou, wag tot die Here kom. Is dit wat hier staan? Julle moet toeneem in genade en kennis van ons Here Jesus en Saligmaker Christus Jesus, né? Julle moet toeneem. Julle moet verander. My karakter, my gesindheid, my gedrag, my verhoudinge, moet daar veranderings kom. Wat is die vyande van verandering? Daarmee gaan ek afsluit. Die vyande van verandering is trots. Ek hoef nie te verander nie. Wil nie. Tevredenheid. Ek het klaar verander, ek het klaar genoeg veranderings gemaak. Gearriveer. Traagheid. Mense stel uit om te verander, maak verskonings om te verander en bly besluiteloos om te verander. Môre moet jy kies. Here, ek wil verander. Want dit wat ek van myself sien, dit wat die Gees my van oortuig, ek het verandering nodig. Jy is nooit te oud om te verander, nie, hoor. Dit hoor ek baie keer by van die ouer garde, waar ek ook nou is. Ek hoor dit by my tydgenote. Net so praat. Ek is 80, ek is 90, hoe kan ek nou nog verander? Waar? Dit is so gemaklik laat staan. Dit is te laat vir my om te verander. Oompikkie, ons kan nog verander, nee. Verseker. Of daai verskoning wat mense baie keer sê, ek gaan iemand se van sommer net die piek oor, so dis nou nie diskriminasie nie. Dat mense baie keer sê, ek is 'n boeta. Ons boeta is dit maar hier meer. Kies vir die boetas, wat nie hier meer het nie, hoor. Ek het gesê, ek vat net lekker raak, vat ek het sommer 'n voorbeeld van 'n van. Ek het net gesê het Meyer of wat ook al. Maar mense wegkruip agter daai ding, sê maar dis maar ons familie. Dis vurig van gees. Dat die mere. Wat verantwoordelikheid vir jou keuse. Want die meerderheid is nie op jou afgedwing nie. Die keuse. Of ek so wil aangaan of nie. Of ek so wil wees of nie. Dan die teesinnigheid, soos ek gesê het. Mense sê, ek kan nie verander nie. Het al probeer. Dit werk nie. Die reus het opgestaan. En sy naam is, kan nie verander. Slag hom vanmôre, met 'n keuse. Want ek en jy kan verander. Ek en jy moet verander. Ons het 'n keuse om te verander. Saam met die ander keuses. Kom ons gaan terug na dit. Kan jy jou keuse maak? Mag dit vanmôre alreeds wees. Here, ek kies om vanmôre seker te maak. Dat ek wel aan U behoort. Dat die dag as ek vandag doodgaan, dat ek weet ek is by U. Nie wonder nie, nie hoop nie, nie maar sien nie. Ek dink so nie. Maar Here, dat ek weet vandag. Dis die keuse wat jy vanmôre. 'n Keuse om te sê, Here, ek gaan nie terugkyk nie. Wat verby is verby. Dankie dat dit onder U genade, onder U bloed is. Dankie Here, dat ek kan vry wees. Ek kies om van vanmôre af vry te lewe. Ek vergewe myself, ek spreek vry. Ek aanvaar U vergifnis. Dat ek vrygemaak U kan dien.
Here, ek maak vanmôre 'n keuse, ek wil verander. Dat as ek eerlik is met myself, dan hou ek nie altyd van myself nie. Daar's tye wat ons optree en ek self is daaraan skuldig. Hoor dit ek. Dat jy baie keer optree vir Here sê, Here, ek hou nog niks van hierdie ou wat nou hier praat. Wat nou so opgetree. Here, ek wil verander. Daardie eerlikheid, Here, ek wil verander. Ek wil soos U wees. Is dit ons keuses wat ons gemaak vanmôre? Moenie uitstel nie. Moenie talm op die keuse. Dis vandag. Terwyl die oortuiging in die gemoed is, terwyl dit vars in die geheue is, terwyl ons in die teenwoordigheid van die Here is, maak jou keuse vanmôre. Is ons reg vir dit? Ek wil nie weet wat jou keuse is, wat een van die 4 dit is nie. Maar ek wil tog vir julle uitnooi vanmôre. Waar is ons so sit? En jy gaan nie ander kyk nie. Die Here weet wat is jou keuse wat jy vanmôre maak. Dat wil ek tog net vir jou aanmoedig. Dit is 'n begin om 'n ernstige fondasie te lê vanmôre en sê, Here, ek kies vandag om dit te doen waarvan U my vanmôre oortuig. Is jy gereed vir dit? Wie sê so saam met my? Steek jou hand op. Steek hom op. As jy nie opsteek, dat sak hom diep. Ek doen nie jou nie. Ek het jou nie gedwing tot 'n keuse nie. Jy het dit vrywillig gedoen. Ek het jou net gevra om dit hoog op te stel. Maar nie een van julle is gedwing om hierdie keuse vanmôre te maak. En voer jou keuse uit met die dag. Die Here sal jou versterk daar. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir U woord en iemand het eendag gesê, dit is so waar dat die Bybel is nie geskryf vir ons informasie nie, maar vir ons transformasie. Here, U het vir ons U woord gegee, U het vir ons Uself gegee, U het vir ons 'n kruis gegee, opstanding gegee, met een groot doel, en dit is om ons te verander. Was 'n begin om ons koers te verander, om ons bestemming te verander, maar om ook ons lewens te verander, ons gesindhede te verander, ons totaal gees, siel en liggaam te verander, meer en meer elke dag, soos U te kan wees. Here, ons verwonder ons aan die eindelose geduld wat U het, die verdraagsaamheid wat U met ons het. En dat U steeds by ons kom sit en met ons praat oor verandering, oor keuses. Nou Here, U het die hande gesien, maar U het ook elke hart agter elke hand gesien. Sommige was dalk huiwerig geweest. Sommige was dalk onder 'n bietjie druk geweest. Maar Here, ons het vanmôre keuses gemaak. Wat dit ook al mag behels. Een van hierdie 4 punte is, uiteindelik kom dit by, Here, ek wil verander. Ek wil hierdie jaar anders ingaan, anders deurgaan, anders klaar. Dankie Here vir U genade. Dankie vir U woord in Jesus se naam. Amen. Kom staan.